Goeiedag vriende, ons luister na 3 gedeeltes in Numeri 11, eers verse 4 tot 9, en dan verse 18 tot 23, en dan verse 31 tot 33. En dan lees ons ook Johannes 6, verse 48 tot 51. Eerst dan Numeri 11, verse 4 tot 9. Die gepepel wat tussen die Israeliete was, het baie gulsig geraak. Ook die Israeliete het weer gekerm en gesê, as iemand ons tog maar net vleis sal gee om te eet. Ons onthou die vis wat ons in Egipte geëet het, verniet. Ook die komkommers, watlemoene, preie, eie en knoffel. Maar nou is ons kele droog, daar is absoluut niks behalwe hierdie manna waarteen ons moet vaskyk nie. Die manna was soos koriandersaad en het die kleur van balsemhars gehad. Die volk het rondgegaan, dit bymekaar gemaak en dan met maalklippe gemaal of in vysels fyn gestamp. Hulle het dit in potte gekook en roosterkoeke daarvan gemaak. Dit het gesmaak soos iets wat met olie gebak is. Wanneer die dou snags op die kamp afgekom het die manna daarmee saam afgekom. En dan nog verse 18 tot 23. Vir die volk moet jy sê, heilig julle self teen môre, dan sal julle vleis eet. Want julle het in die ore van die Here gekerm en gesê, as iemand ons maar net vleis sal gee om te eet. Dit was immers vir ons goed in Egipte. Die Here sal vir julle vleis gee en julle sal eet. Julle sal nie net 1 dag eet nie 2 dae nie 5 dae nie 10 dae of 20 dae nie, maar 'n volle maand lank, totdat dit by julle ore uitkom en julle walg. Omdat julle die Here wat in julle midde was, verwerp en voor hom gekerm het, deur te sê, waarvoor het ons uit Egipte weggetrek? Daarop het Moses gesê, 600.000 mense te voet is die volk in wie se midde ek is, en u sê, vleis sal ek vir hulle gee, sodat hulle 'n maand lank sal eet. Kan daar kleinvee en beeste vir hulle geslag word, sodat daar vir hulle genoeg is? Sal daar vir hulle genoeg wees, as al die visse in die see vir hulle gevang word? Maar die Here het Moses geantwoord, is die Here se hand te kort? Nou sal jy sien of my woord vir jou waar word of nie. En dan ook verse 31 tot 33. 'n wind wat van die Here afkom, het toe opgesteek. Dit het kwartels van die see af aangewaai en hulle oor die kamp gelos. Ongeveer 2 el bo die grond, 'n dagreis ver aan alle kante rondom die kamp. Die volk het daar die hele dag, die hele nag en ook die hele volgende dag opgebly en kwartels bymekaar gemaak. Die een wat die minste gehad het 10 gomer bymekaar gemaak en hulle het dit vir hulle self oral rondom die kamp uitgesprei. Die vleis was nog tussen hulle tande voordat dit klaar gekou is, toe die Here se toorn teen die volk ontbrand. Hy het 'n baie groot slagting onder die volk aangebring. En dan lees ons ook Johannes 6, verse 48 tot 51. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het in die woestyn die manna geëet en nogtans gesterf. Maar die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterf nie, is dit. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig leef. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam wat ek gee vir die lewe van die wêreld. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Die Israeliete verlang na die goeie ou dae. Hulle verlang na Egipte met sy heerlike vars vis, komkommers, watlemoene, preie, eie en knoffel. Maar in die woestyn moet hulle net manna eet. Manna oggend, middag en aand. Gekook en gebak en gebraai, maar altyd manna. Hulle was so moeg vir manna, dat hulle onophoudelik gekla en gekerm het. Maar met die manna wil God vir hulle en vir ons wys, dat hulle nie moet verlang na wat agter hulle lê nie. Hulle moet eerder verlang na die toekoms. Wanneer ons die verhaal van die kwartels lees, echo die Nuwe Testament in ons ore. Veral wanneer Moses vir die Here sê, 600.000 mense te voet is die volk in wie se midde ek is. En u sê,
Vleis sal ek vir hulle gee, sodat hulle 'n maand lank sal eet. Moses kan homself nie indink dat daar genoeg kleinvee, beeste of selfs vis bymekaar kan kom vir al die mense nie. En tog antwoord die Here, is die Here se hand te kort? Dit laat ons dink aan wat Filippus vir Jesus gesê het voordat hy die brood vermeerder het. Hy het gesê, 200 denarië se brood is nie genoeg om vir elkeen 'n stukkie te laat kry nie. Maar net soos Moses en die Israeliete verstom was oor die hoeveelheid kwartels wat in die kamp ingewaai het, was Filippus en die disippels verbaas toe hulle 12 mandjies vol oorskiet optel nadat al 5000 mans en hulle gesinne genoeg geëet het. Jesus se hand was ook nie te kort om vir sy mense te sorg nie, want hy is waarlik God. Hy kan in al ons behoeftes voorsien. Maar dit is nie die rede waarom hy na die aarde toe gekom het nie. Hy het nie gekom om vir ons brood en vis of huise en karre, rykdom en aansien te gee nie. Hy het gekom om ons te red. Die Israeliete het vasgekyk in hulle dag tot dag bestaan. Hulle kon nie insien dat die manna vir hulle op 'n beter toekoms dui nie. Hulle kon nie sien dat die manna God se sorg uitbeeld nie. Hulle kon nie verstaan dat die Here hulle liggaamlik en geestelik voed nie. Daarom het hulle terugverlang na Egipte eerder as om uit te sien na Kanaan. Die mense wat vir Jesus gevolg het, het vasgekyk in sy wonderwerke en die brood wat hy vir hulle gegee het. Hulle het ook nie verstaan dat hy eintlik gekom het om vir hulle die brood van die ewige lewe te bring nie. Daarom verduidelik Jesus dit vir hulle in die gedeelte van Johannes wat ons gelees het. Hy maak dit duidelik. Hy is die brood van die lewe. Dit is hy wat uit die hemel neerdal en aan ons lewe gee. Hoe doen hy dit? Hy word mens en lewe as die perfekte mens. Hy neem ons sondes op hom en sterf in ons plek aan die kruis. Hy oorwin die Satan en staan op uit die dood. Hy vaar op na die hemel en sit aan die regterhand van God. Daar regeer hy oor die heelal en berei hy vir ons 'n plek voor in sy ewige woning. Daarom moet ons nooit dink dat die verlede beter was nie. Ja, ons kan mooi herinneringe uit die ou dae hê. Ons kan onthou hoe die lewe gelyk het sonder selfone en rekenaars en kunsmatige intelligensie. Ons kan veral onthou hoe die Here vir ons gesorg het deur die loop van ons lewens. Maar ons moet nooit dink dat dit beter is as die toekoms wat vir ons wag nie. As gelowiges kan ons met vreugde uitsien na 'n feesmaal aan die bruilofstafel van die Lam. Ons gaan eendag ewig fees vier saam met die koning van die heelal, Jesus Christus. Selfs al moet ons nou manna eet. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet dat U die brood van die lewe is, dat U vir ons 'n ewige toekoms gee, dat U ons verlos het en dat U vir ons die bruilofsfees voorberei waar ons saam met U gaan fees vier. Terwyl ons op reis is daarheen, besef ons dat ons nog baie keer sondig en ons bely ons sondes vir U. Ons bely ons verkeerde begeertes, ook ons verkeerde dade. Ons vra dat U ons daarvoor sal vergewe. Ons bid vir die wêreld waarin ons woon, vir die konflik wat daar ook in hierdie wêreld is. Ons vra, o Here, dat U ook vrede sal gee in die lande waar daar oorlog is, daar in die Oekraïne en in Iran, ook in ander dele van die wêreld waar daar oorlog is. O Here, ons vra dat U vrede sal gee en dat U ook aan leiers wysheid sal gee in die besluite wat hulle neem. Ons bid hierdie ding in die naam van ons Here Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen.